Let's pray. Father, baie dankie vir alles wat U vir ons beteken en wat U vir ons doen. Thank you for your grace, your mercy and your love, for bringing us together. Thank you for my family that are together here today. Bless them, bless the word. Here, laat die woord wat uitgaan nie mense wees nie, nie myne sal wees nie, maar U se sal wees, en laat die Heilige Gees heeltemal kan oorneem en autoriteit in hierdie plek hê, is my gebed in Jesus naam. We pray this in Jesus name. Amen. Ek sit en dink aan 'n preek wat ek baie lank terug gepreek het. I actually preached a sermon long ago. I preached it a few times. En dit gaan oor die dele waar Jesus in die Bybel sê, waar hy praat oor lig en hy praat oor sout. En ek sit toe en ek dink toe die simboliese betekenis van die twee en waarvoor dit in die Bybelse tyd gebruik was en hoekom Jesus so baie dis hoekom die Bybel ook sê Jesus is die lig van die wêreld. Hy het gekom om lig te gee aan die wêreld. En baie keer luister ons hierdie goed. Lots of times we read this stuff. We read about salt and we read about light and we see this and we don't actually think. It's like when I moved here, was the first time in my life I actually started appreciating there's one bird that's really irritating me here in the morning. I'm gonna sort it out. It better move or I'm gonna sort it out. But it's got this neck. Ek weet nie of jy hom hoor nie, maar as elke oggend hierso teen 5:30 sit hy hier ergens. En hy maak dieselfde geluid vir 2 ure lank. En flip het, ek het al hier uitgeloop, ek dog Laura hier gaan my nou seker swets, maar 5 uur in die oggend dan loop ek hier uit. Of 5:30 dan loop ek hier uit met daai Daisy van my wat hom nou nie kan doodskiet nie. Dan wil ek hom nou net skrik maak, laat hy net op 'n ander plek gaan hierdie geluid maak. Maar dieselfde flippend geluid elke oggend. Maar om terug te kom, to come back, when I moved here was the first time I actually started seeing birds, seeing animals, appreciating small stuff that I never noticed. Let me put it this way, I noticed it but never gave it attention because it wasn't important to me. Toe ek hierna toe trek, was it amazing om 'n walvis te sien hier voor jou spring. To see the dolphins next to the whales, to see stuff like that. And I started noticing all this stuff. And selfs soos dit, toe begin ek dink, Jesus always used certain parables. Hy het altyd gelykenisse gebruik om die mense te ontmoet waar hulle was, op die plek wat hulle geken het. That's why he spoke about the sower, sowing and reaping, because that was what the people did. That's why he spoke about carpentry. Dis hoekom hy oor klei gepraat het, want hulle potte self uit klei gemaak, het nie masjiene gehad wat dit gedoen. They made this stuff. And when he did a parable, he looked at his crowd, and then he took the parable and he made it personal. So Jesus het altyd eers gekom en hy die storie kom vertel oor die saaiër, oor die verlore seun. Sulke goed het hy kom vertel. And then he brought in the biblical meaning of everything. Nou, oor die lig en, dis interessant dat die Bybel altyd sê, Jesus is die lig van die wêreld, wat ek nou gesê. It's interesting that they call him the light of the world. But so many people are living in darkness. Jy sien, wanneer is die 90% van die kere, Frans, wanneer doen 'n krimineel sy besigheid? In die donkerte. Sê my gou ietsie, toe jy verkeerde goed gedoen het, sonde gedoen het, was dit in die lig of in die donker? Why? Because in the dark, it's easy to hide. Hoekom sal 'n krimineel in die donker wil inbreek? Want dit is maklik, veral hulle is dieselfde kleur as die nag. So, it's easy to hide, it's not easy to see them. En dan kry jy die slim krimineel. Hy trek 'n wit hemp aan, maar hy's bruin. En dan wil hy inbreek. Ja, how stupid can you be? Maar ja, niemand het ooit gesê hulle is baie bright as hulle dit doen nie. But it's easy to do something in the dark. En tog beskryf Jesus en die Bybel beskryf die duiwel as die koning van die nag. The leader of darkness. Jy sien, die duiwel gaan nie kom, hy gaan nie kom as hierdie wat ons hom bestempel as hierdie duiwel met horings en sulke goed nie. Hy kom in die vorm van 'n engel van die lig. He comes as the angel of light.
En hoe doen hy? Die duiwel doen dit nie letterlik mee deesdae nie, maar wat doen hy? Hy gebruik mense. He uses people. You see, when God came to Satan and he said, I'm stripping you of that authority of being the angel of light, he still has the characteristics. Hy het nog die karaktereienskappe. Maar nou wat hy doen is, hy beïnvloed mense. Wat gebeur vandag? Het die duiwel 'n job? Want wie beïnvloed nou mense? Mense. Nie die duiwel nie. Wys my wanneer laas jy die duiwel gesien? Wel, ek sien hom elke dag in mense, maar when last have you, is anybody said they had a meeting with the devil? You seen in the Bible, there are people that could say, I met with the devil, I saw the devil spoke to me, they said it. Whether you believe it or not, it's not relevant. Kyk, wat ook al ek preek, as jy dit nie glo nie, it's your choice. The same as it's your choice if you want to go to heaven or hell. If you want to accept Jesus or live according to the devil, it's light or darkness. There's net een van die twee, there's nothing in between. There's no grey area in choosing life. Dis of reg of verkeerd. Jou vrou gaan nie vir jou sê, ek like nie dat jy rondneek met 10 vrouens nie, maar een is okay. Ek meen enige vrou wat dit sê met haar kop laat lees. Enige man wat dit toelaat met sy kop laat lees. Is ek reg of is ek verkeerd? So at the end of the day, there's no grey area when it comes to right and wrong. There's no, God says, as jy maar net warm of koud was, maar nou is jy lou, so ek spoeg jou uit. Nou interessant, coming back to the light, the Bible says Jesus is our example. We should strive to be like him. Strive to be holy, for I am holy. Hy het nie gesê, jy gaan heilig wees. Nowhere Jesus said you are going to be holy. He said, strive to be holy. Wat sê hy met jou mense om jou? Strive for peace. En wat sê hy volgende? As far as it's possible. Kan jy met almal in vrede lewe? Nee, jy gaan nie kan nie. You will never be able to satisfy everybody. Ek kan vir jou meer mense wys. Ek dink ek kan vir jou 100 keer meer mense wys wat my nie like nie, as wat my like. As almal jou like, well done, eendag moet jy kom sit en my wys hoe jy dit gedoen. Want ek try hard, maar ek kom nie daarby uit nie. Almal wil my net nie like nie, ek weet nie. Dit moet iets wees wat ek doen, of iets wat hulle nie van hou nie. Maar die Bybel praat oor twee goed, en ek wil hierby uitkom. God vra vir ons, as ek Jesus gegee het, en ek noem hom die lig van die wêreld, hoekom is meeste van julle so laf en lewe in die donker? Why are you so foolish and live in darkness? If I gave you the ultimate gift, Jesus Christ on the cross. Dis 'n vraag wat jy bietjie aan moet dink. Why? Can I tell you the answer? Disobedience and choice. I think the biggest mistake God made with humankind, with mankind, and womankind, nou sê iemand, en dan dit kind, ek weet nie wat noem hulle dit nie, ek try met dit uit, omdat ja, it's not biblical, but yeah, let's go there. Maar, as die Here kom, en hy sê vir jou, lewe in die lig, onthou net een ding, God kan jou net ontmoet waar jy in die lig is. God cannot meet you when you're in darkness. God will not have competition with sin. God will not have competition with wrong. God sê, as jy gehoorsaam is, sal ek hierdie pad saam met jou stap. If you obedient, and you strive to live, jy gaan dit nie, luister mooi, ek praat nie met die perfecte ouens nie. Jy kry pastore en mense wat vandag sê, hy doen niks verkeerd nie. Jy lieg, blikskottel. Because Jesus said, nobody is perfect, we're all sinners, but the one thing God looks at is your heart. Strive for perfection. Ek meen, ek is die soort ou, as ek iets doen, wil ek het reg doen. As ek 'n fout maak, raak ek die hel in, but I'll try it again and try it again until I get it right. My vrou het altyd gesê, dis een ding wat sy van my kan sê. Ek sal vir dae met 'n ding sit, tot ek hom reg kry. I will sit days, but I will fix it. So, op die einde van die dag, you have to strive to obey God and do the thing God expects of you.
Maar te veel mense is heeltemal so dwaas, dat hulle nie eers die beginsels van die Bybel toepas nie. As God praat, en baie van julle dink nou, wanneer kom hy by die lig en die sout uit? Gee kans, is dit nog 2 ure wat ons hier moet sit. Ek het 'n meeting 5 uur, so ek kan praat tot dan. Man, die Frans dink nou nie asseblief nie. Luister mooi, as God praat oor sout, kan ek vir julle iets sê, wat was een van die meeste wat hulle gebruik het? Nie dokters nie. Wat het hulle gebruik as iemand wonde opgedoen het of hulle liggaamlike siektes binne in hulle gehad het? Sout. Het jy al getraai om in die see te gaan swem as jy 'n helse sny op jou been of jou arm het? Hoe voel hy? Hy sting. Hy sting lekker. Maar daai sting sê vir jou, hy's lewendig en hy word gesond. Want sout was gebruik as 'n middel om te genees. Ok, ek praat nie van vandag se lewe nie, asseblief, want almal sny deesdae sout uit. Ek kan nie verstaan hoekom God gesê het sout is goed vir jou nie, en almal wil dit nie gebruik vandag nie. Maar kom ons los dit daar. Die arme visse sal vrek as aan die sout in daai water is nie, net so tussen my en jou. Maar hulle het letterlik sout gevat om in wonde te smeer. Nou deesdae die ou wat 'n doppel drink smeer brandewyn daar, want hy wil die res van die bottel klaarmaak, laat hy kan gaan slaap. Maar verstaan een ding mooi, dit was die een doel van sout. Sout het genees. Is jy genesing vir die mense om jou? Kom ek sê jou gou, hoe het sout gewerk? Want dan sal jy verstaan of jy ja of nee moet antwoord op wat ek nou gevra het. Are you healing for the people around you, like Jesus said, be the salt of the world? Salt had another function. As jy kos eet deesdae, gooi jy gou vir my cauliflower. Gooi hom in 'n pot en gee hom vir my. Sonder sout. Jy mag nie sout gebruik nie. Hoe proe hy? Boring en bland. Sout het smaak gegee. In the biblical time, salt gave taste to food. Vandag nog, die beste kokke op TV, wat het hulle altyd daar? Sout is een van die eerste ingredients wat gebruik word. Hoekom? Want hy vat daai ding wat dood is, and it gives it life. It gives it taste. Jy sien, jy moet verstaan, sout was gebruik vir genesing, it was used for healing, but the only time salt works is if it gives taste to wherever it goes, whatever it touches. Weet jy, is jy die sout van die aarde? Are you that uncomfortable taste in people's mouth? Is jy daai ongemaklike sting, soos wat sout op 'n seer kom? Het God jou geroep om met almal in vrede te lewe? Het hy gesê jy gaan dit regkry? No! He said you will not be in peace with everybody. Sê my gou, was Jesus in vrede met almal? If you say yes, tell me why did they crucify him? As Jesus in vrede was met almal en almal het hom gelei, hoekom het hulle hom gekruisig? Hoekom het hulle hom gespoeg? Why did they mock him? Why did they hit him? Why did they assault him? Why did they lie about him? Jy sien, ons is in goeie company. Luister mooi. You're in good company if people talk behind your back. They did it with Jesus. You're in good company if people criticize you. They did it with Jesus. You're in good company if people lie about you. Hoeveel mense het al opinies oor jou gehad en stories versprei oor jou? Voordat jy sê ja, hoeveel het jy dit met ander gedoen? Jy sien, ek kan nie preek oor almal nie. Ek moet preek vir jou. Jy moet my preek vat en as jy vanmiddag met iemand oor die foon praat en sê kom, hey, wanneer laas het jy iets beteken vir iemand? Net so terloops, die pastoor preek net sodat jy die job kan gaan doen. So, op die einde van die dag moet jy jouself nie afvra, hoekom gebeur hierdie goed nie? Jy moet eintlik agteroor en sê, hey, Mia, kyk in die spieël en sê, well done. Nie almal like my nie. Not everybody likes me. En dan tweede ding wat jy sê is, the same thing happened with Jesus, my Lord and Savior. Dieselfde ding het met hom gebeur.
Het Jesus ooit iets verkeerd gedoen? Kan jy my vertel wat het hy verkeerd gedoen? Jy sien, baie ouens sal nou die Bybel vat en hulle sal hom vir jou gooi en sê, ja, maar hy het ouens geslaan. Ja, daar was 'n goddelike rede hoekom hy hulle geslaan het. So pas op, as die Here my voor 'n tempel sit wat jy verkeerde goed doen, ek weet nie wat gaan gebeur nie. But I love Jesus, I'm just saying. Maar verstaan een ding mooi, mense gryp hierdie goed uit die Bybel uit, die stupide. Nou, dis nie ek wat dit sê nie, do not crucify the pastor. Ek sien nou hierdie fool op TV, wat 'n pastoor in Pretoria kritiseer. Ek het vir hom 'n comment daarop gesit, weet jy wat, jy is besig met jou eie nonsens. Bepaal jou by om iets vir God te beteken in plaas van die mense wat vir die Here werk te kritiseer. Want jy het nou net 15 minute gebruik om daai ou se een fout te kritiseer. Wys my hoe lyk jou foute. So hy gaan nie like wat ek vir hom gekomment het nie. Ek like om hierdie ouens aan te vat wat baie te sê het oor pastore, maar hy hou hom besig met die duiwel se werk. So op die einde van die dag, jy moet een ding verstaan. As jy in goedheid is met almal, if you in good standing with everybody, you're not doing something wrong, right with God. Want kom ek sê jou een ding, die deel en mense gryp hierdie goed uit die Bybel uit, en dan sal hulle dit vat en voor jou gooi en sê, ja maar. Hulle sal nie die 10,000 ander goed om die Bybel sê vir jou, wat bevestig wat jy sê nie. Is dit nie waaroor die wêreld vandag gaan nie? Hulle vat 'n woord, koppel iets daaraan, en nou hardloop hulle met dit. Maar hulle vertel nie vir jou wat in die donker gebeur nie. They do not tell you what happens in the darkness, hey? Jy sien, ons werk is om regtig te krap waar dit nie juk nie. Het jy al gesegde gehoor? Mans en vrouens sê dit gewoonlik mekaar. Jy krap nou waar dit nie juk. Jy krap. As ek kwaad raak vir iemand, ja, Laura. If I get angry with somebody, dan is my volgende woorde, jy krap nou waar dit nie juk nie. Hou op. Daar gaan dit. So, op die einde van die dag, jou werk as Christen, as God praat van wees die sout van die wêreld, jy sien net een van twee goed gaan met jou gebeur as 'n Christen. Die Bybel sê in die Bybelse tyd het die sout laf geword. Wat was dit goed voor? Jesus sê, dit was uitgegooi by die deur en almal het dit vertrap. Jy sien, jy gaan een van twee Christene wees. Jy gaan of daai ongemaklike een wees, you're going to be that one, that itching feeling in the soul. Jy gaan die een wees wat smaak gee in die wêreld om jou, of jy gaan die een wees wat niks beteken vir niemand nie, almal loop oor jou. Everybody's walking over you. Dis kom Jesus sê, sout is niks vir goed as hy niks beteken nie, gooi hom buite laat almal op hom trap. Want dan het hy maar meel geword. Hy het nie meer smaak nie. Het jy al sout buitekant gelos in die lug druk en hom laat droog word? Het jy gesien wat gebeur met hom? Hy word letterlik soos poeier. Hy proe soos poeier. Dis presies wat Jesus daar bedoel het. Die tweede ding is, as Jesus praat, be the light of the world, maar dan waarsku jou, en dan sê hy vir jou die volgende ding, moenie soos baie wees, en jou lig onder 'n maatemmer sit nie. Do not hide your light under the pail. Want het jy al gesien wat gebeur? Wat gebeur onmiddellik as jy 'n vuurhoutjie aansteek in 'n donker plek? 'n vuurhoutjie maak lig dat jy hierdie plek kan sien wat hier in gebeur. Het jy al, Laura, ek dink jy het dit al seker gedoen, ek dink almal het dit gedoen. Hierdie pad hier onder van ons, as jy van Sugar Beach af langs die lagoon verbyry, en het jy al jou ligte van jou kar afgesit? Ja. Ek kan nie, you can't even see your hand in front, ek het nie geloop, dan is dit pikdonker, maar jy sien niks. Maar sodra jy daai switch draai, wat sien jy? Jy sien die volgende ding, jy sien die pad, jy sien waantoe jou pad is, jy sien die gate, jy sien die struikelblokke. Wat sê die Bybel is die lig van jou die vensters van jou liggaam? Wat is die ding wat lig gee aan jou? Jou oë. Pas op wat jy kyk. Pas op wat jy toelaat. Maar om terug te kom om 'n lig te wees. Jy weet, 'n lig is ietsie
wat rigting wys, wat jou waarsku. As Jesus sê, wees die lig van die wêreld, dan beteken dit presies, you remember we always said, if you see your buddy going to the ditch, gonna fall in the ditch and get killed, what are you gonna do? Show him the way, be the light. Moenie daar gaan nie, jy gaan seer kry. As hy dan kies om daar te gaan, good luck. Want jy gaan doen presies wat ek gedoen het met my pa. My pa het altyd gesê, moenie. En dan switch ek die switch af. En ek gaan in die donker en ek besluit, ek gaan wys my pa's verkeerd. Weet jy hoeveel keer was my pa verkeerd? Nie een keer. He was never wrong. As my pa gesê, pas op, en Peer gaan doen, hoekom, wat doen 'n kind? As ma en pa sê, moenie, eerste ding wat aanswitch is, daai kognitiewe deel van sy brein wat sê, ek gaan eers check vir myself. Why in heaven's name does the world want to check for themselves if thousands and millions of people are telling you it doesn't work? Humankind. Want ons is nog steeds, we still caught up at the Tower of Babel. I want to be in control. I want to show them I will be the first one to make this work. Ek sal die eerste een wat vir jou wys, as ek my motorfiets in 250 km/h ry en ek kom af op hom, gaan ek nie 'n merkie op my hê nie. Ek gaan die eerste een was vir jou wys, as ek aanhou drink, gaan my lewer perfek bly. Ek gaan die eerste een wat vir jou wys, as ek rook, my longe gaan perfek bly. Is daar enige ou wat dit al kon sê? Ek kry tot ouens wat vir my sê, ek tot op die ouderdom van 90 het hy elke aand 'n dop gedrink. Good God. Ja. The fullness of life was given to every human being. Is gegee vir elke mens. But the choices of life was also given to every human being. Jy sien die probleem vandag is, do you know what people want to do? They want to, when something goes wrong, look for someone to blame. And they always point fingers at other people. Nobody looks in the mirror and says what I did wrong. The Bible kom en hy sê, Laura, ek het jou lewe gegee. Jy's in beheer. Frans, ek het jou lewe gegee, jy's in beheer. You see, I've always had the notion of, do you know what, question God. But God already gave everything, all authority was given over unto us. Autoriteit is aan my en jou gegee om beheer te vat van ons eie lewe. You know why we don't get to controlling our own lives? We're too busy with other people's. Hoor maar as mense praat. Ons kan in geselskap sit, we can sit in surrounding where we talk to each other. Hoe vinnig gebeur dit dat mense ewe skielik iemand anders bespreek wat nie daar is nie? How quickly does this happen? Of is dit net in my geselskap waar ek hoor, hier begin ons praat oor iemand wat nie is nie? Hoekom? Hoekom doen ons dit? Can I tell you why? People do it to take the focus of them. Want as jy mense kan besig hou met iets of iemand anders, gaan niemand meer met oor jou praat. Jy sien, dan is daar niemand wat by jou uitkom om die sout te wees en die lig van die wêreld in jou lewe te wees nie. What were we called to do? Wat dink julle gaan gebeur eendag by Jesus Christus if you appear in front of Christ? Do you know what's one of the first questions he's going to ask you? What did you do for my Father? Hy gaan nie vir jou vra hoeveel karre het jy nie. Ek kyk nou die dag ou met 20 karre in 'n garage en hy ry nie een nie. Is jy stupid? Jy het geld gemors, gee hulle vir my. Daar staan karre wat ek sal like om te ry. Maar God gaan nie vir jou vra, Jesus gaan nie as jy voor hom staan, gaan vir jou vra, hoeveel geld het jy in die bank gehad? Do you realize everything you own, when you pass away on this earth, it's going to someone else? Do you realize they're going to fight about it? Het jy gesien hoe beklei mense, as iemand doodgaan?
Die kar is myne. Papi het 20 jaar terug gesê, dis myne. Okay, wie weet dit behalwe jy en papi? Die bloody lieg. Dit is maklik om nou te sê iets is joune, wanneer die persoon nie meer hier is om iets te sê nie. Kyk, ek weet is nie in julle families nie, maar in al die families met wie ek gedeel het, dan doen ek begrafnisse, then we do funerals. They organizing the funeral and fighting who's gonna get what. Yep. What respect do you have for that person? Exactly, daai persoon is nog nie eens koud nie, hy het nog nie eens ons yskas bereik nie en jy beklei hom. Do you realize Jesus is not going to ask you what you possess? He says in the Bible, there's a book that's going to be open. They call it the soul winner's book. You were put on earth for one reason and one reason alone, is to glorify God and win souls for Him. Weet jy hoe hou ons besig met die wêreldse dinge? Ons is lankal nie meer die sout in die lig van die wêreld nie. Ons is so besig om geld te maak. Ons is so, kom ons wees eerlik. Vat alles weg van iemand af. Okay, deesdae hoef jy net met die jong mense hulle foon weg te vat. Hulle het 'n eksperiment gedoen. Hulle het 'n ouetjie vir 20 dae gesê jy mag nie na jou komputer kyk nie, niks computer games nie, jy mag nie TV kyk nie, jy mag nie jou foon gebruik nie. Verder kan jy alles doen. Daai laaitjie moes hulle stuur vir sielkundige behandeling. Hy het nie geweet wat om te doen nie. Toe vat hulle iemand wat die ouderdom van 45 was. En hulle sê, jy mag nie meer die 4 goed doen nie. Daai ou het in 20 dae goed uitgedink en ontwerp. He used his brain and he started keeping himself busy. He didn't have an idle minute of the day. He started doing stuff that he did when he was younger. When he was bored, he would take a ball, go and kick a ball. He even in that time, het hy even iets ontwerp wat hy nou patenteer, wat hy gaan ryk word van hom. Die jong laaitjie moes gaan vir sielkundige behandeling. What do you think is going to happen if God decides, I've spoiled you enough. I'm going to strip you of everything. Let's see what you do with your life then. Kan ek jou nou sê? Mia, as ek verkeerd? As jy van, ek sê nie almal nie. Daar's 'n persentasie, maar hy's baie klein. Jong mense onder die ouderdom van 30. As jy hulle foon vandag wegvat na hulle komputer en hulle TV, wat dink jy gaan gebeur? Sê jy my? Wat dink jy gaan gebeur? Exactly. What do you think is going to happen if you take a 50-year-old today and you take away his phone, his computer and his TV? Nie almal nie, weer eens wil ek sê, daar's 'n klein persentasie, soos met die ander een, was daar 'n klein persentasie wat kan hanteer. Met hierdie een gaan daar 'n baie klein persentasie wees wat nie kan aangaan nie. Because we were taught, hou jouself besig. Mammy en papi moes nie jou kos gemaak het in die middag vir jou nie. Jy kom huis toe, as jy 'n broodjie wil eet, eet 'n broodjie. En jy beter skoonmaak as jy klaar is, want as mammy by die huis gekom het of papi het jy gebars as dit nie skoon was nie. Jy kon alles doen, maar daar was reëls. Die jong mense, hulle doen niks want daar's nie reëls nie. Well done to the parents that are still bringing up their children according to the rules. Want jy is daai sout in jou kind se lewe. Jy is daai lig vir jou kind om hom te wys waartoe om te gaan. It's amazing dat ons in 'n wêreld lewe waar kinders hulle eie opinie het. Hulle kan besluit of hulle nou 'n seun of 'n dogter is. Kyk, my pa, as jy vir hom gesê het, ek wil nie meer 'n seun wees nie, ek wil nou identify as 'n dogter. Weet jy wat het my pa gedoen? Hy sal jou slat dat jy skreeu, tot jy ophou skreeu soos 'n girl en jy skreeu soos 'n man. And was that wrong? Was dit verkeerd? Is enigeen van julle ouer mense dood na die pak slaas wat julle gekry het? Het enigeen van julle, has any of your dad smacked you against the head? Het jy jou verbygeloop en 'n klap gegee teen jou skouer, teen jou kop,
teen die arm, op jou hand as jy iets verkeerd gedoen het. Boude, is any of you dead? Can you talk about any person over the age of 45 that will say that actually did him wrong? Should have done more. Exactly. I think I was beaten a lot. Nou ek het 'n pa gehad, daar sy foto. My pa was nie 'n groot man nie, maar hy kon beklei. Almal het hom gebel om fights uit te sorg, want hy was 'n ander, sy koppie was los. My pa was so baie op die grens gewees en hulle het goed gedoen wat regtig jy nie oor praat nie. And he did stuff and he came home en my pa was nie een wat met jou praat nie. As my pa vir jou gister gesê het doen iets en môre kom hy agter jy het dit nie gedoen nie, jy lê. You know what? Lots of people today want to blame their parents for how they are today. Whoa. There's a problem. Jy het groot geword. You grew up. Did you really grow up? Het jy regtig groot geword? Because if you say yes, then there's some stage in your life when you realize, I cannot blame everybody and everything in my past. I have to create my future. Ek is in beheer van my toekoms. Ek kan nie my pa blameer nie. Ek kan nie hierdie, weet jy hoe baie counselors doen counseling op mense, omdat hulle vashou aan dinge wat in hulle verlede gebeur het. You're still wandering around in the darkness. Put on the light of your future and walk towards that future. Gebruik 'n bietjie, laat 'n bietjie sout in jou lewe toe. Daai sout kan in die vorm kom van mense of dinge of preke of iemand wat met jou praat or somebody that wants to help you. It might not feel comfortable, but it's going to heal the problem. Sout is nie gemaklik nie. Dit voel nie lekker as dit in hy sny ingesmeer word nie, maar dit maak dit gesond. Weet jy wat doen sout met kieme en bakterieë? It kills it. That's why fish can live in the sea, because the salt in that sea kills everything that wants to hurt a fish. Sout in jou lewe mag nie lekker wees nie. Sê my gou ietsie, wat gebeur as jou liggaam 'n tekort aan sout het? Weet enigiemand van julle wat dit? Yes. Ek het nou die aand in die bed gelê. Toe flip en kramp ek so op. Ek kon nie glo, ek kon nie opstaan nie. Eventueel toe ek opstaan, toe gaan ek en toe gaan eet ek sout. Dis nie lekker nie. Flip, dis hondsleg om 'n halwe teelepel sout op jou tong te sit en dit te eet. Maar weet jy wat doen hy sout? Dit voed jou liggaam. Hoekom dink jy is so baie jong mense vandag ongesond? Want hulle pas nie die Bybel toe nie. Sout is nodig. Vleis is nodig. Hoekom? Weet jy hoeveel broccoli moet jy eet om een stukkie steak te vervang? Do you know how much? 3 kilogram broccoli is gelykstaande aan die yster wat 250 gram steak jou gee. Nee, sal enige tyd die broccoli. Nee, ek ook. Ek is mal. Kyk, ek is mal oor my groente. Maar ek sê net, hoekom sal ek sit met 'n 3 kilogram pak broccoli as ek een stukkie steak kan eet en dieselfde resultate kry? Verstaan jy? Daar's goed wat ons weggevat het, wat God gesê het, ek laat dit toe. Ek meen mense lewe nou nog in die Ou Testament. Jy mag net dit eet, jy mag net dit eet, jy mag asseblief lees die hele Bybel. Read the whole Bible. Don't just take a step out of context and make it your own. Daar's redes hoekom God goed gesê het. Maar daar's 'n rede hoekom God gesê het, jy moet die sout van die wêreld wees en die lig van die mense om jou. Sout is nie die most likable ding nie. Dit sproe sleg as jy dit net so gebruik. Maar as jy dit op 'n lekker cauliflower gooi, as jy dit op 'n lekker steakie gooi, op 'n lekker biltong met 'n soutjie op, hy's lekker. Imagine, kom terug na dit toe, Trevor, let's come back to that. Imagine biltong net so.
Wat doen die ou eerste keer wat hy biltong maak en hy gooi dit in hy kas om op te droog? Sout en peper. Hoekom? Want dit trek in en dit gee smaak. Wanneer laas het jy 'n bietjie ingetrek in iemand se nonsens wat hy vat en bietjie smaak gegee? Weet jy hoekom doen ons dit nie? I want to live in peace with everybody. Let me shock you en ek sê dit weer. Jy gaan nie, kan nie. Want dieselfde ou wat jy nou so mooi pamperlang en soos 'n kind behandel, daai selfde ou beskinder jou by iemand anders. So ek het toe nou al besluit, nee. Ek gaan maar die sout wees, dat jy my nou al nie like nie. Sodat jy nie hoef te gaan skinder oor nonsens nie, dan het jy iets om oor te skinder. You see, if people eventually find out how strong you stay and you're not going to compromise being the light of the world and being the salt of this earth and living to strive, weet jy hoeveel foute maak ek? Baie. Maar my hart is ingestel om God tevrede te stel. Weet jy as ek 'n fout maak, weet ek doen dit verkeerd? Ek het nie eens nodig, niemand het eers nodig om jou te vertel jy is nou stupid nie. Is ek reg? Mia, as jy iets verkeerd gedoen het, weet jy dit? Wie is die eerste persoon wat weet ek was nou stupid? Jy! Almal weet dit. Hierdie mense op YouTube weet hulle is stupid. But they running with it. Hulle hardloop met daai stupidheid. Niemand is so dwaas soos die een wat nie sien hy's nie donker nie. Niemand is so dwaas wat nie kan sien waantoe hy hardloop nie. Hy hardloop in die donker. Jy sien die persoon wat wys is die een wat die lig aansit. En dis waar God inkom wat sê, streef om my lig te wees. As jy fout maak en jy weet 'n fout gemaak, weet jy hoe baie mense kan sorry sê oor hulle foute? Man, weet jy hoekom kan hulle dit nie doen nie? Want daar's een ding wat hulle nog beheer. Kan iemand aan die woord dink wat dit is? What is one of the 7 sins that God mentions in the Bible? Pride. Trots is die grootste nederlaag van meeste mense. Weet jy wanneer word jy 'n groot mens? Wanneer jy kan sê sorry, wanneer jy weet jy was verkeerd. Ons het nou almal erken, ons weet wanneer ons verkeerd is, né? Hoeveel van ons kan sorry sê? Hoeveel van ons gaan en sê, weet jy wat, ek is jammer. Ek weet ek was nou stupid. Die skerry van dit is baie mense kan maklik sê sorry, maar lewe. Presies. Dis Daar's 'n verskil. Ja. Om te strewe na perfeksie beteken jy erken jou fout, jy sê dit en jy streef om dit te doen. Jy loop in daai rigting. Exactly. Get that stuff out of your life. Weet jy hoeveel keer het ek in my lewe oor en oor dieselfde ding gedoen? Ek weet nie julle nie. Julle is okay. Maar weet jy hoeveel keer in my lewe het ek oor en oor dieselfde fout gemaak? En elke keer het ek geweet dis 'n fout. Elke keer het ek geweet dis verkeerd. Die verskil is om jou lewe in te stel, om jou trots te laat vaar. As jy nie jou trots kan laat vaar nie, kan God jou nie gebruik nie. Want jou trots is in die pad van hom. God says, I will never compete with your pride. Kyk in die Bybel, al die ouens wat trots was, wat het met hulle gebeur? Maar het God hulle gelos? Even if they were proud, that God leave them. Kom ek sluit af met 'n voorbeeld. Ek kan jou van Genesis tot Openbaring die hele week besig hou met voorbeelde. Maar ek dink nou aan een terwyl ek. Jy sien, daar's 'n ou, God sê vir hom, gaan na 'n dorp toe. Hierdie mense is helse sondaars, letterlik helse sondaars. God sê vir hom, gaan na daai dorp toe en gaan sê vir hulle, gaan preek 40 dae lank vir hulle. Gaan preek vir 40 dae lank vir hulle hierdie boodskap. As julle nie julle lewe regmaak nie en julle regkom nie, verwoes ek julle dorp. Wie weet wie was die ou? Hy is deur 'n vis ingesluk. Jona. Right, hierdie ou, Jona word gesê, gaan. Wat sê Jona?
Nee, hoekom moet ek na hulle toe gaan? Dis 'n klomp sondaars, hulle wil niks van jou weet nie. Hoekom stuur jy my na hulle toe? Hel, waartoe het God eers vir Paulus gestuur? Tussen die mense in wat hy doodgemaak het. Dit vat guts. That takes guts. Going to preach to the people that you actually killed. Jonah, éventueel besluit, hy gaan sy eie pad vat. I'm going to follow mine. Hy klim op 'n skip, Tarsus toe. God los hom nie, hè. Even al is hy ongehoorsaam. It's amazing hoe mense kan los, as hulle die verkeerde goed doen. Maar God los hom nie. God veroorsaak 'n helse storm, dat die skip eintlik wil sink, waarop Jonah is. Dit kom uit, dat die skipskaptein sê, wow, iets is fout, dit was nog nooit so nie. En die enigste ou wat 'n verskil is op hy boot, is hierdie mannetjie Jonah. Hulle vra vir hom, hoorie, wat se God dien jy? Hy sê vir hulle, nee, die een wat hemel en aarde geskaap het, die een wat hierdie weer maak. Hulle kom agter, wow, jy's die probleem. Jonah sê, weet julle wat, dis die eerste keer wat Jonah toe eintlik sy bright sense gebruik. Hy sê, julle sal my in die see moet gooi, van die boot af moet gooi, anders dan gaan julle almal dood. Hulle gooi hom in, wat doen God? Hy stuur 'n vis. Het jy al gehoor, ouens sê vir jou, 'n vis kan nie 'n mens insluk nie? Het jy al gesien hoe groot maak 'n walvis sy bek oop? Hy kan 'n kar invat amper daar. Nou is daar nog steeds stupid ouens wat gekom het en gesê, dis onmoontlik. Ek dare jou, gaan klim hier in die see in. Gaan voor 'n haai. Net 'n haai, nie eens 'n walvis nie. Gaan voor 'n haai en ons kyk of jy pas in sy bek. Jy kom net nie soos Jonah weer terug. Vis sluk hom in. Waar gaan spoeg die vis hom uit? Waar die vis hom gaan uitspoeg? Op die strand in Nineve. Daar waar God hom in die eerste plek wou gehad het. Wat doen Jonah? Hy gaan preek vir hulle. Wat doen God? Hy red die sondaars. Want Jonah was bereid om die lig te wees en 'n bietjie sy daai wat krap aan hom te vat en maar te doen wat God vir hom sê. Jy sien, maak nie saak wat jy doen nie, God sal jou nooit los nie. God wil jou tot op die laaste dag van jou lewe wil hy jou gebruik om siele te wen. En God wil jou saam met hom hê. Sê my gou die ou op die kruis wat langs Jesus gehang het. Tot op watse dag van sy lewe het hy sonde gedoen? Op watse dag van sy lewe het hy verkeerd opgetree? 'n Paar minute voordat hy dood is nog. Want 'n paar minute voor hy dood is, sê die Bible says a few minutes before he died, he mocked Jesus Christ with his body. Hulle het albei gesê, ja, as jy die seun van God is, éventueel snap 'n lig in hierdie ou se kop en hy sê, maar as jy vandag doodgaan, dink aan my, seun van God. Laaste sekonde van sy lewe, laaste paar minute doen hy nog sonde, hy spot Jesus. Laaste sekondes besluit hy, wel, ek is besig om te vrek hierso, so ek gaan maar iets anders try. Partykeer moet jy net God try, om te kyk of hy werk. Maar jy moet ook uit die pad uitkom. Jy sien die ou op die kruis kon nêrens heen gaan. You could go nowhere. He had two options, Jesus or hell. What option did he choose? Last second. Seun van God, dink vandag aan my as jy weer in die hemel kom, in die paradys kom. Jesus sê die volgende woorde van hom. Vandag sal jy saam met my daar wees. You will be with me. It's amazing hoe God dink, né? Is dit bietjie anders as hoe mense dink? Ja. I think it's a lot different, hè? As God my sien hy 'n ou wat hy losgelaat het op 'n stikkende gebreekte wêreld. Hy sien iemand wat beïnvloed word deur hierdie stikkende wêreld. En Jesus het ons laasweek gesê, is daai volte wat God na Mia kyk. En hy sê, Mia, my pa is baie lief vir jou. So lief dat hy my laat doodgaan het op die kruis vir jou. Frans, my pa is so lief vir jou. Maar dan sê hy ook die volgende ding. Soos Laura gesê, sorg dit uit. Sorg dit uit. Gaan iemand dit vir jou doen? Is somebody going to do it for you? No. The price is paid. They call it Jesus Christ.
The ticket has been stamped. Op 'n stroopie gaan bly krap en kar. Ja, nee, hy gaan altyd krap en karring. Verstaan een ding, ladies and gents, you know what? Nothing God does makes us comfortable. Dit maak ons nie gemaklik nie. Ek het laas 'n ruk terug gesê, Christen is 'n kopperras. That's why being a Christian is not boring. Jy moet weet, dit is interessant. Want God verwag jou om goed te doen wat die normale ou nie wil doen nie. Waar die hel sê jy vir my bid vir my vyande? Ek is geleer my hele lewe slaan hulle stukke. Klap hom totdat sy ore oop gaan. Nou sê God, moenie dit doen nie, bid vir hulle. Jesus het wel kwaad geraak, maar hy het goddelik kwaad geraak. Vir die regte redes. As iemand om jou die hele tyd, Jesus Christ, dan gaan ek die tempel skoonmaak. En dan, as jy 'n fight wil hê, gaan ek hom vir jou gee. Want as ek vir jou sê, hou op dit voor my sê, dis my koning, dis die ou wat gesterf het op die kruis vir my, hou op asseblief om dit te sê. Ek gaan jou net een keer vra, daarna gaan ons 'n probleem hê. Dit is hoekom Jesus voor die tempel kwaad geraak het, vir die regte redes. Hoekom raak ons meeste van die tyd kwaad? Vir stupid goed. Hoekom raak ek meeste van die tyd geïrriteerd met mense? Dom goed. Hoekom wees ek nie net die sout en die lig? Wys hom die regte ding, sê hom die regte ding, dit mag 'n bietjie krap soos die sout op die bond, maar hy besluit of hy dit wil aanvaar of nie. Daarna loop ek weg en ek het gedoen wat God van my verwag. Hy moet dan doen wat God van hom verwag. Weet jy wat wil ons doen? Ons draai God se werk vir hom doen. The Bible says, who is the one that convicts and convinces people? You or the Holy Spirit? Hoekom dink jy, doen die Heilige Gees nooit sy werk nie? Want die trots in my sê, I want to do it. Weet jy, ek het al op stadiums vir die Here gesê, ek sien hier die resultate van my werk voor my. Toe sê die Here, jy sal eendag as jy voor my staan. Ek het boek gehou. So we're not supposed to see what's happening here, but we will see it there. Make sure you're living, to striving, to get your heart in line with God. Okay, let's pray. Kom ons bid. Lord, we want to thank you for this word. Ons wil U bedank vir hierdie woord. Lord, help us to have the courage and the strength to put our pride aside and to live according to your word, to be the light of this world and the salt of this earth, to make a difference wherever we are, om 'n verskil te maak waar ook al ons is, en 'n verskil in die mense om ons se lewens, en the difference in the people's lives around us. Use us, Lord. Help us to get out of the way so that you can work through us. Baie dankie vir U goedheid en U guns, U genade, your grace, your mercy and your love, and be with us. Be with our children, our grandchildren, our family members and our friends. And Father, we even want to pray for our enemies. Father, that they come to the light, they see the light, and they follow that light, Father. In Jesus' name we pray this. Amen. Now, Pastor, if you look where Jesus was